Goeiedag almal en dankie dat jy luister na hierdie oordeenking. Jakobus 4 vers 7. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nou hierdie is 'n uiters belangrike opdrag van die Here aan elkeen van ons, want Satan is listig en sy begeerte is om jou op alle gebiede in jou lewe te verwoes. Jakobus 4 vers 7 leer ons duidelik wie en wat hierdie duiwel is. Weerstaan die duiwel. Die woord duiwel is die Griekse woord diabolos, wat nie 'n selfstandige naamwoord is nie, maar wel 'n werkwoord, 'n posbeskrywing wat spesifieke aksies of dade beskryf. Die woord diabolos in hierdie konteks beskryf die duiwel as iemand wat gedurig, aanhoudend, met 'n baie skerp voorwerp poog om jou groot skade aan te rig, om jou totaal en al te verwoes. Johannes 10 vers 10 bevestig dit. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Maar een ding is verseker, die Here beloof ons, die duiwel kan jou nie oorwin as jy aanhou weerstand bied nie. Sterk soos hy is, die Here sal nie toelaat dat hy jou oorwin indien jy hom aanhou weerstaan nie. 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking of beproewing het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit sal kan verdra. Daarom weerstaan die duiwel. Nou hierdie woord weerstaan is die Griekse woord amphistemi, wat in hierdie konteks beteken om doelgerig en aggressief teen die duiwel op te tree en om alles in jou vermoë te doen om elke aanslag wat hy teen jou voer te oorwin. En dan, indien jy hom op hierdie wyse aanhoudend weerstaan, dan sal hy van jou wegvlug. En die woordjie wegvlug is in Grieks fugo, wat dui op iemand wat besef hy het 'n wet oortree en daarom vreesbevange wegvlug. Watter wet? Die wet van God se voorsiening, God se voorspoed, God se bystand, God se krag in jou lewe. Nou deur ek vertaal uit Grieks kan Jakobus 4 vers 7 hierdie gedeelte onderwerp julle aan God en weerstaan die duiwel soos volg lees. Onderwerp jou aan God, want jou vyand, die duiwel poog gedurig, sonder ophou, om met 'n baie skerp voorwerp jou hele bestaan te penetreer, en hy sal nie ophou totdat hy jou verwoes het nie. Daarom sal jy jouself aggressief teen hom moet mobiliseer en alles in jou vermoë doen om hom te oorwin met die volle versekering dat jy hom kan oorwin. En dan hierdie gedeelte, en hy sal van julle wegvlug, lees soos volg. Dan alleen sal hy vreesbevange wegvlug, omdat hy God se wet van voorspoed en redding in jou lewe oortree het. Maar nou, dit alles gesê, kom ons praat die volgende paar dae oor die hoe van weerstaan. Hoe kan ek die duiwel suksesvol weerstaan? En indien jy hom suksesvol weerstaan, sal jy die oorwinning hê. Jy sal sy kop verbrysel. Maar indien jy hom nie weerstaan nie, gaan jy selfs met die volle wapenrusting van God op die slagveld sterwe. Geestelik sterwe. Hy gaan jou oorwin. So kom in gereedheid. Jy weet, die woord van die Here sê jy moet hom weerstaan. Maar die volgende paar dae gaan ons gesels oor hoe kan ek hom suksesvol weerstaan. Dankie Here. Ons is opgewonde in ons hart om te weet ons kan die duiwel weerstaan en hy sal wegvlug. Amen.